This is temporary. That is it. So why should the focus be on the here and now? The option whether you accept a gift or not. Yes. Goeienaand mense, welkom by ons ateljee in Hartenbos. Goeienaand leraar, goeienaand Reine. Goeienaand Philip. Dis heel geseënd en geëerd om vir leraar nog steeds by ons te hê. Dankie. Hy het onlangs oupa geword, so ons trek hom nou eintlik van sy hartse punt af weg en dat hy tyd afstal na ons toe. Ons dankbaar daarvoor. Dankbaar vir leraar se insette. Ons het nou juis vanaand by mekaar gekom want ons gaan nou inskakel met Eben die Jager in Amerika en dit is net om 'n goeie uur tyd vir hom ook te gee vir die tydverskil. En wel, ons het by mekaar gekom, dis die 25 September. Ons almal weet daar het niks gebeur nie. Ons het eintlik gesê daar gaan niks gebeur nie. En ek wil nie op die bandwagon van die spotters klim nie. Ek is nog steeds verskriklik baie respek vir Dani Botha. Ek geniet nog steeds sy musiek. Ek dink dit sal baie gaaf wees om 'n gesprek met hom te kan tree ook. Jy weet, want ek is van mening en dis my beskeie mening dat hulle Bybelverse net verkeerd interpreteer. Veral as ons kyk na die verse wat hulle aangehaal het, ons het dit behandel in die vorige program, ons het nie nodig om dit weer te gaan doen nie. Maar iets wat vir my baie hard staan op die oomblik, en dit gaan wees Matteus 24 vers 14. Maar voordat ons daar inspring, gaan ek net vir leraar vra om vir ons gou te open met 'n gebed. Sekerlik. Kom ons bid saam. Dierbare Here, ons is weer hier aan die begin van 'n ekspedisie. Ons gaan weer 'n onderwerp ontleed, verse ondersoek, want u woord, soos Dawid wil ek sê, het ek in my hart bewaar dat ek teen u nie sal sondig nie. En ook in Psalm 119 vers 105, u woord is 'n lamp vir my voet en 'n lig vir my pad. Ons kom na u toe, want ons weet dit is u woord. En ons kom na u toe vir die krag wat ons daar uitput, die leiding wat dit ons gee, die rigting, en dat dit ons op die pad hou, by wyse van Spreuke. Seën ons dan in ons bespreking. Ons is nie hier om te verkleineer nie. Ons wil graag u woord oplig, dat dit sy eervolle plek in ons harte, maar ook in die van die kykers, weer sal inneem. Dat mense weer 'n ontzag vir u woord sal ontwikkel, dat mense weer in liefde verval om u woord te lees en te vertrou wat u vir ons gegee het as riglyn. Seën dan ons gedagtes hier vandag saam, en elke hoorder en elke kyker, berei hulle harte ook voor wanneer hulle kyk, wanneer hulle luister, om te weet, Here, dis u Gees wat praat en wat u woord verduidelik. Ons is net instrumente in u hande. Dankie vir hierdie geleentheid. In Jesus naam bid ons dit. Amen. Dankie leraar. Nou kyk, ons sal oorskakel na Eben toe sodra hy aan die lig kom. Maar net voor dit, Matteus 24 vers 14, en hierdie evangelie van die koninkryk sal verkondig word in die hele wêreld tot 'n getuienis vir al die nasies. En dan sal die einde kom. Amen. Mense, Amen. As ek my Bybel reg lees, is dit een van die enigste plekke waar ek iets kon kry wat vir my sê wat gaan gebeur en dan gaan die einde wees. Weet, daar is tekens en van allerlei oorloë en alles, maar selfs by die tekens van die oorloë in Matteus 24 sê dit, dis nog nie die einde nie. Dis net die begin van smarte. So, die evangelie gaan eers aan almal verkondig moet word. Wat vir my sê hoe regverdig God is, want elkeen gaan 'n geleentheid hê om te kies. Nou, ons het in die begin gepraat met een van ons ander episodes gepraat oor die twee gelowe, die stryd wat daar is tussen Satan en tussen God. Satan wat God wil wees. En Matteus 24 vers 4 en 5 gaan ek weer vir julle aanhaal.
En Jesus antwoord en sê vir hulle, pas op dat niemand julle mislei nie, want baie sal onder my naam kom en sê, ek is die Christus, en hulle sal baie mense mislei. Nou, daai kwessie van 'n misleiding, maak dit skep die gevoel, of dit skep die proses, leraar sal Afrikaans vir my baie beter kan uitdruk, laat dit inherent sê, daar is 'n vals, en ons lees die vals profeet, ek en Reino het gesels daaroor, uit die bek van die dier, uit die bek van die draak, en uit die mond van die vals profeet. Nou, daar gaan 'n vervalsing wees, maar een ding wat doodseker is op hierdie stadium, daar is 'n groot herlewing in die wêreld. Leraar het 'n video gekry wat ek baie graag vir die kykers wil speel. Ek gaan dit nou vir jou speel. Ek wil net graag 'n oomblik bylas oor die vervalsing, moenie mislei word nie. Daardie waarskuwing in Matteus 24, ek weet of jy opgetel het, hy kom 3 keer voor, maar elke keer kom hy met 'n vergrote aanslag. Ja. Kan ons net dit lees, Ja, dat dit net asseblief. in ons Ja. gedagtes posvat om te besef, die aanslag gaan oorweldigend probeer wees, deur Satan. Ja. Goed, vers 4 is waar jy nou gesê het, pas op dat niemand julle mislei nie. Baie sal onder my naam kom en sê, ek is die Christus, en ons sal baie mense mislei. Dis die eerste vlak. Kom ons lees wat sê vers 11. Vers 11 lees dan, en baie valse profete sal opstaan en baie mense mislei. So nou begin die misleiding 'n vorm aanneem, want 'n profeet is veronderstel om 'n spreekbuis van God te wees. Amos 3 vers 7. Die Here doen niks alvorens hy sy raadsbesluit aan sy knegte, die profete, bekend maak nie. So wie gaan nou die vervalsing doen? Deur valse profete. Hier is die kerngedagte, vers 24. Want daar sal valse Christusse en valse profete opstaan, en hulle sal groot tekens en wonders doen, om as dit moontlik was, ook die uitverkorenes te mislei. So hier het ons die groot waarskuwing. Eerstens net, baie mense sal opstaan. Dan sal valse profete opstaan. Dan sal daar valse Christusse en valse profete wees, maar met wat? Met groot tekens en wonders. So dit is soos dit eskaleer na die einde toe. Maar kyk nou wat sê vers 25, kyk, ek het dit vir julle vooruit gesê. So ons weet, as daar 'n vervalsing is, dan moet daar 'n regte wees, want Satan gaan juis vervalsing wil inbring. So, as daar hervormings is, dan moet ons kyk na die hervorming. Dan moet ons dit ontleed, en dan moet ons kyk, soos die video wat ek nou van die persoon ontvang het, wat wys, en oral hoor ons berigte, hoe die evangelie uitgaan. Ons het nou gelees, 24 vers 14, as dit die einde van die wêreld bereik het, dan sal die Here kom. So die evangelie is die kern wat moet uitgaan, nie die tekens nie. In 'n vervalsing is nie noodwendig wit en swart nie. Ja. 'n Vervalsing is so naby aan die waarheid, dat as jy nie die waarheid weet presies wat die woord van God sê nie, kan die vervalsing heel moontlik vir jou soos waarheid klink. Ja. En dit is waar die Here sê ons 'n onderskeid moet tref. Jy weet, dat ons die studie moet hê, die kennis moet hê met sy hulp om te kan onderskei. Ja. En onthou, dit waarteen ons beklei, want hier is nie een oomblik wat ons nou hier, en ek weet leraar impliseer nie Dani Botha as 'n vals profeet gewees nie. Daar's nie ons stryd is nie teen vlees en bloed nie. Efesiërs 6 vers 12. Want ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede, teen die magte, teen die wêreldheersers van die duisternis van hierdie eeu, teen die bose geeste in die lig. So daar gaan wondertekens en daai goed gaan gebeur, wat mense gaan mislei. Jesus het dit voorspel, Jesus het dit gesê. Nou baie word gesê oor Openbaring 13. Ek wil julle vat na Openbaring 13, ek wil eintlik vir julle lees vanaf vers 12. En hy oefen al die mag van die eerste dier uit voor sy oë, en hy maak dat die aarde en die wat daarop woon, die eerste dier aanbid, waarvan die dodelike wond genees is. Hy doen ook groot tekens, sodat hy selfs vuur uit die hemel laat neerdal op die aarde voor die oë van die mense. Wanneer het vuur uit die hemel uit neergedaal, om vir mense te wys wie God is.
Ons kan in een so voorbeeld dink toe Elia op die berg Karmel was. op die berg Karmel. En ek meen, dit was 'n teken wat Satan vernietig het. Weet, die Baalpriesters hulle is doodgemaak daar. Ja. Want die teken, God het die offer aanvaar deur die vuur uit die hemel uit te stuur en die offer aan die brand te steek. Hierso gaan die valse gedeelte nou die mag voor die diere hê om selfs vuur uit die hemel uit te doen. So die mense gaan dink dit kom van God af. Jy weet nie, soos jy nou net ook gesê, die vuur uit die hemel het getoon dat daai offer is aanvaarbaar, so dit moet reg wees. Jy weet, vir die mense soos hulle die vuur sien, dink, so ons het reg opgetree, as offer is reg, wat ons bring, God het dit aanvaar. Spreuke 14 vers 12, daar's 'n weg wat vir die mens reg lyk, maar sy weë is die na die dood. Korrek. So, daar is nou 'n herlewing en ons weet, die evangelie gaan uit, Christus se naam gaan uit. Die lande wat op daai video genoem word, is wat voorheen, ek meen, in die begin van hierdie jaar is jy toegesluit as jy Jesus se naam gebruik het in Londen. En ek meen, hier skree die skare dit uit op die oomblik. So die wêreld is, die oes is besig om ryp te word. Ja. Maar ons sal moet begin skaar by die kant wat skriftuur volg. Hoe die skrif dit ontleed. Wat die Bybel vir ons sê, wat is reg en wat is verkeerd. Dit is waar, en dit is studies. Dit is studies soos wat ons nou gaan hê in Oktober maand, die 13 Oktober tot die 24ste Oktober. Dan gaan ons 'n paar van hierdie studies uithaal, veral konsentreer rondom wat William Miller in 1844 gehad het. Dit wat grondverbrekende studies was in die Bybel, wat die mense ook, en hoe daai klein groepie daarna toe besef het, maar luister, daar's meer, en daar's nog, en nou, hier is nou, en dit is wat ek wil julle eintlik amper smeek, julle het almal nou die Bybel, en julle het die teksverse gevat, gesien die 25 of die 23 en 24 September gebeur nie. Kom kyk, daar is weldra steeds meer. Daar is soveel meer wat julle gemis het. As ons gaan kyk na Tessalonisense 4, 16 en 17, dit wat aangehaal is, dit wat gebruik is. Nou, ons het dit in die vorige program gevra, lees net 'n slag, moenie net vers 16 en 17 lees nie, lees 'n slag vers 15 en die res ook, ons het dit behandel. Maar wat ons nie gedoen het nie, gaan saam met my na Tessalonisense 5 toe. Nou, Tessalonisense 5, lees ons, dis nou eerste Tessalonisense 5. Vers 2 sê vir ons, want julle weet self baie goed dat die dag van die Here kom, net soos 'n dief in die nag. Net soos in die dief in die nag, dit is die simbool van, dit kom wanneer jy dit nie verwag nie. Vers 3, want wanneer hulle sê vrede en veiligheid, en jy moet ook weer eens in 'n kokon bly as jy nie besef dat daar vrede en veiligheid promoveer word vandag in die wêreld nie. Ek meen, dit is op die voorgrond. Vredesverdrag tussen Hongarye en Rusland. Ja. Weet, daar is regtig waar, dis op die voorgrond. So wat die Bybel voorspel het, ek meen hierdie is 2000 jaar terug geskryf. En dit het direk toepassing vandag. Dan vers 4, maar julle broeders is nie in die duisternis, dat die dag julle soos 'n dief sou oorval nie. Nou, as jy in die duister is, as jy in die donker is, wat het jy nodig om te sien? Wat sê Dawid vir ons van die skrif? Te lig nodig. U woord is 'n lamp vir my voet en 'n lig vir op my pad. So waar gaan ons die lig op die pad kry? Ons moet in die Bybel indelf. Ja. Maar mense, ek sien dat ons het vir Ewen die Jager nou aanlyn, en kom ons luister gou wat sê hy. Seker. Hallo Ewen, ek hoop dit gaan baie goed met jou daar, en baie dankie dat jy die tyd in ons kon afgestaan het. Hallo Philip, dankie dat jy my genooi het om hier met jou te gesels, veral oor hierdie belangrike tema. Ja, daar's baie stof in die lug op die oomblik oor hierdie ding, hoor. Duisende mense wat nie net daaroor praat nie, daar's amper 'n geestelike ontwaking wêreldwyd na die hele
moord op Charlie Kirk en dit wat so half saamloop met wat nou gebeur en gesê word oor die geheime wegraping. Ek sien party mense sê, maar dis altyd 'n goeie ding, want daar's nou 'n ontwaking en 'n bewuswording van hierdie ding. Maar ek dink dis belangriker dat ons bly by dit wat waarheid is, by dit wat korrek is, by dit wat Bybels is. Ek sien party van die mense reflekteer daaroor en sê, maar jy weet, al is dit nou nie korrek wat nou gesê word nie, is dit nog steeds iets wat wys van die hoop wat daar in gelowiges is. Die probleem is dat as die hoop van gelowiges gevestig is in iets wat nie Bybels korrek is nie, dan is dit eintlik 'n baie, baie groot probleem. Nou, ja, kyk Ewen, dis presies wat ons nou, voordat jy ingeskakel het, nou oor gesels het. En as ek nou vir jou die vraag gaan vra, hoe sien jy die wegraping? Jy weet wat nou onlangs by ons gebeur het. Philip, vir my is daar 4 baie sentrale gedagtes aan die geheime wegraping wat vir my baie duidelik wys dat die geheime wegraping nie 'n Bybelse konsep is nie. En dan is daar natuurlik ook nou die geskiedkundige aspekte daarvan. So, kom ons begin deur te kyk na die 4 aspekte wat hulle sê wat dan nou sentraal staan in daai leer uit die aard van die saak. Die geheime wegraping is deel van 'n baie groter leer wat genoem word dispensasionalisme, wat basies sê dat God deur die geskiedenis van die mensdom op verskillende tye, op verskillende maniere met die mens gedeel het. En uitvloeisel van die dispensasieleer is dan nou spesifiek die geheime wegraping. So 4 sentrale gedagtes aan die geheime wegraping is eerstens dat die gelowiges is die wat geneem word en die ongelowiges is die wat agterbly. Tweedens is dat daar dan 'n 7 jaar tydperk is waarin die ongelowiges wat agterbly dan nou as ware 'n tweede geleentheid kry. Ons gaan moet kyk, sê die Bybel, daar's wel 'n 7 jaar tydperk na die wederkoms van Jesus, alhoewel hulle maak 'n onderskeid tussen die wegraping en die wederkoms, is daar 'n moontlikheid van 'n 7 jaar tydperk op aarde nadat Jesus dan nou kom soos 'n dief in die nag, want die soos 'n dief in die nag aspek word direk gekoppel aan dit wat hulle nou noem die wegraping. Dan is daar ook die aspek van dat dit is soos 'n dief in die nag. Sê die Bybel Jesus gaan kom soos 'n dief in die nag, ja of nee? My oortuiging is dis 'n absolute nee. Ons moet mooi gaan kyk na wat die Bybel daar sê. Ons moet ons Bybels lees en interpreteer binne sy konteks. En dan ook die aspek daarvan dat hulle sê wanneer die wegraping klaar gebeur het, gaan die antichrist dan eers verskyn, ja of nee? Ja, Philip, so daai eerste aspek is wie word geneem en wie word gelaat wanneer die wegraping dan nou plaasvind. En ek dink as 'n ou net die Bybel lees soos wat hy daar geskryf staan en jy logies daaroor dink, dan word dit vir jou baie, baie duidelik dat dit wat in die geheime wegraping geleer word, is net eenvoudig nie Bybels nie. Kom ons gaan kyk na voorbeelde. In Matteus 24 dan vertel dit vir jou dat soos dit was in die dae van Noag, so sal dit wees met die koms van die seun van die mens. Dan praat dit van hulle het geëet en gedrink, hulle is in die huwelik uitgegee en is in die huwelik geneem ensovoorts, totdat die dag dat die vloed gekom het en almal weggevoer het. Nou, wanneer die Bybel 2 keer vir jou dieselfde verhaal gee in 2 verskillende boeke, dan moet jy daai 2 gevalle met mekaar vergelyk en sonder 'n uitsondering. Wanneer jy die 2 weergawes met mekaar vergelyk, gaan sekere dinge ooreenstem en sekere dinge gaan verskil. In die ooreenstemming gaan jy kan sien dat dit dieselfde verhaal is. In die verskille gaan dit vir jou of addisionele detail gee, addisionele besonderhede wat jy nie van tevore gehad het nie, of dit gaan vir jou 'n aspek uitlig wat vir jou help om die verhaal beter te verstaan. Nou, daardie weergawe kom nie net voor in Matteus 24 nie. Dit kom ook voor in Lukas hoofstuk 17. Nou in Lukas 17 wanneer hy basies woordeliks dieselfde sê, soos dit was in die dae van Noag, soos dit wees met die koms van die seun van die mens, dan vertel hy vir jou nie dat totdat die vloed gekom het en almal weggevoer het nie, dan sê hy totdat die vloed gekom het en almal vernietig het.
Met ander woorde, waar hy in Matteus 24 gesê het, almal weggevoer het, sê hy almal vernietig het. So as iemand weggevoer word, dan word hy weggevoer deur die vloed. Met ander woorde, hy word vernietig. So weggevoer in Matteus 24 beteken vernietig volgens Lukas hoofstuk 17. Nou kan jy sê, maar wag 'n bietjie. Dis nou presies die teenoorgestelde van wat die geheime wegraping leer. Die oomblik wat dit nou vir jou 'n half 'n skokkende openbaring is, kom ons gaan toets dit. In beide gevalle het hy gesê, soos dit was in die dag van Noag. Met ander woorde, ons moet gaan kyk wat het in Noag se tyd gebeur. En ons kan nie net vir onsself wonder wat gebeur het nie. Onthou, die kruks van hierdie saak is nie, was daar 'n vloed of enigiets van daardie aard nie. Die kruks van die saak is, wie is vernietig? So dis eenvoudig. Gaan na die verhaal van die vloed toe, gaan na Genesis hoofstuk 7 toe, en kyk wie is vernietig. Kyk wie is dan nou weggevoer deur die vloed. Dan gaan jy na Genesis hoofstuk 7 vers 23 toe, dan vertel die vers vir jou, dat al die mense en die kruipende diere, alles is vernietig van die aarde af. Net Noag het oorgebly en die wat saam met hom in die ark was. So in die geval van Noag, wie's geneem, wie's weggevoer, die ongelowiges is geneem, hulle is vernietig, hulle is weggevoer deur die vloed, en die wat volgens die teks gebly het, was die gelowiges. Dit was Noag, sy vrou, sy 3 seuns, hulle vrouens, daai 8 mense. So die gelowiges het gebly, die ongelowiges is weggevoer. So ons het nou 'n volgende bevestiging daarvan. Ons het Matteus 24 gehad, ons het Lukas 17 gehad, nou het ons Genesis 7 vers 23 gehad. Kom ons gaan kyk of ons nog 'n bewys kry. Jesus vertel in Matteus 13, vertel hy 'n gelykenis van die koring en die onkruid. En in daai verhaal praat hy van die koring en die onkruid wat saam groei. En dan verstaan die disipels selfs nie die gelykenis nie en vra later vir Jesus, maar interpreteer dit vir ons, want in die gelykenis word die onkruid eerste geneem. Nou binne daai beeld van die onkruid wat eerste geneem word, hoe vereenselwig jy dit met 'n geheime wegraping waar die wat geneem word die gelowiges is? Dit maak net eenvoudig nie sin nie. Toe Jesus self die gelykenis verduidelik, toe maak hy dit duidelik, die onkruid is die kinders van die bose en die koring, dis die kinders van die koninkryk, dis die gelowiges, dis God se kinders. So wie word eerste geneem? Wanneer die koring en die onkruid saamgroei, wanneer hulle bymekaar is die eerste wat geneem word en in bondels gebind word om verbrand te word by 'n latere geleentheid. Hulle is die ongelowiges, hulle word geneem. Al wat oorbly in die land is die koring. Hulle word dan na die tyd bymekaar gemaak in God se skuur. Dis 'n beeld van die hemel. So, wanneer die skeiding van die gelowiges en die ongelowiges plaasvind, is die wat geneem word, die ongelowiges, dis die onkruid wat eerste geneem word, en dit wat oorbly is dan die koring. So dit wat die geheime wegraping leer, vertel, en dit wat die Bybel leer, is presies die teenoorgestelde. Die wat lewend bly, wanneer Christus kom, is die gelowiges, want die ongelowiges word vernietig deur die helderheid van sy koms. Dit bring ons aan by die tweede aspek. Die tweede aspek het te doen met daai 7 jaar wat hulle nou beweer, maar die ongelowiges bly op aarde vir 7 jaar. Nou, wat gebeur is hulle sê Jesus kom soos 'n dief in die nag en hy neem dan nou die gelowiges weg, wat ons nou net gesien het is nie waar nie. Dis die ongelowiges wat geneem word. Nou, nommer 1, as die ongelowiges die is wat geneem word, hulle word vernietig, soos vir die mense in die dae van Noag vernietig is in die vloed, dan uit die aard van die saak kan hulle nie op die aarde oorbly nie, maar binne die konteks van 1 Tessalonisense hoofstuk 5, waar ons spesifiek die teks kry wat vir ons sê, die dag van die Here kom soos 'n dief in die nag, moet ons 2 dinge oplet. Nommer 1, dis die dag van die Here wat kom soos 'n dief in die nag, nie die Here wat kom soos 'n dief in die nag nie.
Met ander woorde, dit is 'n verwysing na tyd, nie na wyse nie. Ons weet hoe hy gaan kom. Wanneer hy kom, is dit soos die weerlig wat uit die ooste uitslaan en tot in die weste skyn. Dit gebeur met 'n trompetgeklank. Ons sien dit net 'n paar verse voor dat ons sien dat hy praat van die dag van die Here gaan kom so die van die nag. Dis juis wanneer hy ou gaan kyk na byvoorbeeld 1 Tessalonisense hoofstuk 4, wanneer hy praat van die dooies wat opgewek gaan word, en wanneer Jesus kom, dan is dit met die stem van 'n aartsengel met die geklank van die trompet van God. Dis een van die luidste, hardste verse waarskynlik in die hele Bybel. Dis definitief nie iets wat geheim gebeur nie. En dan 'n tweede aspek, daai term wat gebruik word, die dag van die Here kom soos 'n dief in die nag, kry ons in twee gevalle. Ons kry dit in 1 Tessalonisense hoofstuk 5, en dan kry ons dit ook in 2 Petrus 3. Nou in 2 Petrus 3 vertel hy vir jou wat daai dag gebeur. Onthou, die twee frases kan jy met mekaar vergelyk. Jy kan dit op die skerm sit, dat 'n ou dit duidelik kan sien, met mekaar vergelyk. Dit verwys na dieselfde gebeurtenis. Nou, op daai dag gaan die hemele en die aarde tot niet in terme van alles wat op die aarde is, word verbrand en vernietig. So, daar is nie sprake van mense wat op aarde kan lewe vir 7 jaar daarna nie. Want alles wat op die aarde is, word by daai geleentheid totaal en al vernietig. Daar kan nie 7 jaar tyd wees, wat mense dan nou nog op aarde, noem het dan nou maar 'n tweede kans kry, om hulle harte vir die Here te gee nie. Jy het veral binne die geheime wegraping leer wat hulle beweer, maar die Heilige Gees is ook nie eers meer hier nie. Binne daai siening, hoe kan mense enigstens tot bekering kom of na die Here toe gelei word? Dit sou beteken dat 'n mens die vermoë het om tot inkeer te kom, tot 'n besef van sonde te kom, sonder die Heilige Gees, wat absoluut onmoontlik is, want die Bybel leer vir ons onomwonde, dat dit die funksie van die Heilige Gees is, om ons te oortuig van sonde, van geregtigheid en van oordeel. So, as die Heilige Gees nie hier is nie, hoe gaan die mens enigstens 'n bewustheid hê van die foute wat hulle gemaak het, en dat hulle in nood het tot inkeer. So die vierde aspek het dan te doen met die verskyning van die Antichrist. Volgens sy geheime wegraping leer, verskyn die Antichrist eers nadat die geheime wegraping plaasgevind het. En hulle maak onderskeid tussen die geheime wegraping, of dan nou net die wegraping, die geheime aspek het in die laaste tyd amper verdwyn vanuit hulle siening uit. Maar hulle sê die wederkoms vind dan eintlik in 2 dele plaas. Die een is dan nou wat hulle noem die wegraping, en die ander ene hou hulle dan nou by die naam wederkoms, alhoewel die term wegraping kom nie in die oorspronklike tale voor nie. Daar's wel gevalle byvoorbeeld in Sefanja wat hy praat van saamskraap, wegraap sal ek alles van die aarde af. En daar is wegraap eintlik 'n verwysing na vernietiging. Dis definitief nie 'n wegneem en 'n beskerming van die mense of iets van daai aard nie. So in die oorspronklike taal in die Grieks het ons daar te doen met die woord parousia. Nou die woord wat gebruik word vir wederkoms dan nou in 2 Tessalonisense 2 vers 1 en dan later in die hoofstuk wanneer hy praat van die Antichrist wat sal vernietig word met Jesus se verskyning met die wederkoms is dieselfde woord, dis die woord parousia. Nou probeer hulle sê, maar parousia in hierdie vers beteken dit, maar in die ander vers beteken dit iets totaal en al anders. Dit verwys na 2 verskillende gebeure. Dis definitief nie waar nie. En selfs sonder daardie argument is dit maklik om daai siening te weerlê. Let mooi op na wat Paulus se argument is. Paulus sê, wanneer hy praat van ons ontmoeting met hom by die wederkoms, ons as gelowiges, met ander woorde, hy sluit homself in. En as 'n ou dan nou wel in die wegraping sou glo, sou jy dink Paulus sou definitief deel van die wees wat weggeraap word. Dan sê hy in vers 2 en 3 en verder, hy gee in vers 2 die waarskuwing, moenie laat enigiemand op enige manier mislei nie. Onthou, misleiding is 'n baie groot tema in die eindtyd. Daar gaan baie misleiding wees, veral oor die wederkoms. Dis hoekom ons byvoorbeeld in Matteus 24 wat by uitstek 'n hoofstuk is wat gaan oor eindtyd gebeure. Hy sê daar vir ons in vers 4 en 5 waarskei ons oor misleiding, in vers 11 waarskei hy weer eens oor misleiding, in vers 24 waarskei hy weer eens
oor misleiding, met ander woorde 4 keer in een hoofstuk, kort verse na mekaar, waarskei oor misleiding, valse Christusse, valse profete, en dat hulle juis gaan ook wonders en tekens doen om mense te mislei. Nou kom Paulus later en hy bou op daardie idee, wat al klaar gevestig is deur Matteus, en hy sê, laat niemand julle op enige manier mislei nie, want eers moet die afval kom. Nou kom baie mense en hulle sê, ja, maar dis nie so seer 'n afval soos vir dit 'n opval is hemel toe nie. Want as die mense weggeraap word, is dit asof jy val, maar jy val nie af nie, jy val op boontoe. Nou ek het al baie goeders gesien val in my lewe. Nog nie een ding wat ek gesien val het opwaarts geval nie. As 'n ding val, definitief nie opwaarts nie. Die woord wat daar vertaal word afval is die woord apostasia. Met ander woorde, dit is waar die Engels apostasy vandaan kom. Dis 'n afvalligheid, 'n wegbeweeg van gesonde Bybelse leer. So, daar moes eers 'n afvalligheid kom en dan noem hy die anti-kris by verskeie verskillende name. Die mens van sonde, die seun van die verderf ensovoorts. En dan beskryf hy hom, die ene wat homself in die plek van God plaas en maak asof hy God is. Dis juis hy wat eers openbaar moet word voordat hierdie perusia van hoofstuk 2 vers 1 kan plaasvind. En dis juis wat hulle sê, maar dis die wegraping. Dit kan nie wees nie, want dis juis die kern van Paulus se hele argument daar. En dan later vertel hy vir jou, dis juis wanneer Christus kom in sy volle heerlikheid, wanneer daai verskyning van sy heerlikheid, wanneer daai wederkoms plaasvind, dis dit wat juist dan nou die anti-kris gaan vernietig. Nou, daar is nie 2 verskillende gebeurtenisse nie, daar's net een. Nou kan jy vra, maar wag 'n bietjie, hoe weet jy dit? Dis eintlik baie eenvoudig. Die probleem wat meeste mense maak, is hulle het nie navorsing gedoen oor die ontstaan van die geheime wegraping leer nie. Die geheime wegrapingsleer is eintlik 'n relatiewe nuwe ontwikkeling binne die teologie oor die geskiedenis van die moderne kerk. As 'n ou gaan kyk, daar was glad nie sprake van 'n geheime wegraping hoegenaamd in enige van die kerkvaders se skrywes nie. Dis iets wat jy die vroeë siening het begin ontwikkel in die teenreformasie tydperk. Ignatius Loyola het die genootskap van Christus geskep, die Society of Jesus Christ, wat ons nou vandag ken as die Jesuïte. Nou, hulle funksie was eintlik om die identifikasie wat die hervormers gehad het van die paus en die pausdom as die anti-kris mag, om die vinger daarvan af weg te wys. En wat toe gebeur het, is hulle moes iets doen rondom die historiese interpretasie van die Bybelse profesie. En wat hulle toe doen is, hulle kom toe voor met 2 alternatiewe. Voor die reformatie tydperk was daar net een metode om profesie te interpreteer, en dit was die historiese metode. Hulle kom toe nou op met preterisme. Louis de Alcazar is die krediet gegee vir daai siening, en dan nou later Francisco Ribera. Hy kom dan nou met die hele konsep van futurisme vorendag. Sy leerstelling, waarna hy nou sê, maar die pausdom kan nie 'n instansie wees nie, dit moet 'n individu wees. Later kom Bellarmine, kardinaal Bellarmine, en hy bou verder op daardie idee. Hulle albei loods 'n geweldige aanval op die historiese interpretasie, op die dagjaarbeginsel wat die Bybel duidelik vir jou wys. Later word dit opgetel deur Lacunza. Lacunza skryf dan nou 'n boek wat toe dit vertaal is in sy Engelse weergawe, word dit genoem The Coming of Messiah in Glory and Majesty. En daai ontwikkeling begin al hoe nader te beweeg aan dit wat ons vandag ken as die geheime wegraping leer, alhoewel dit nie ten volle ontwikkel is soos ons dit vandag ken nie. Die volle ontwikkeling soos ons dit vandag ken, het 'n bietjie later gebeur, eintlik in die vroeë 1800s, toe dit van Rooms-Katolieke Jesuïte beheer af daai ontwikkeling begin oorskakel het, eintlik in jou meer evangelies georiënteerde, jou evangelical beweging, soos hulle vandag na daai afdeling van die Christelike kerk verwys, veral hier in Amerika. Nou, daai siening word dan nou opgetel deur sekere van die evangeliese vroeë
ontwikkelaars van daai leer, en later word dit nou baie meer prominent. Baie mense krediteer vir Margaret MacDonald dat sy eintlik deur haar droom of dan nou visioen, afhangende van watter bron jy lees, dat sy dit eintlik ontwikkel het en dat John Darby dit by haar opgetel het, maar dis geskiedkundig nie korrek nie. Jy kan alreeds 3 jaar voordat hy vir Margaret MacDonald ontmoet het, kan jy al klaar in sy skrywes optel dat hy baie sterk onderskeid tref tussen die dinge wat geskryf is vir Israel en die dinge wat geskryf is vir die kerk, en sy refleksie op dit wat Margaret MacDonald gedroom het, is baie negatief. Inteendeel, hy sê, hy glo, dis eintlik demonies geïnspireerd gewees. Dis definitief van Satan af gewees. So ou maak 'n fout as jy sê, maar Margaret MacDonald was die oorsprong van hierdie leer. Sy was definitief nie. Maar dit wat Darby toe nou geleer het, wat baie sterk dispensasionele leer was, dit word weergegee in 'n man met die naam Cyrus Ingerson Schofield, se Schofield Bybel, wat 'n geweldige gewilde Bybel was in daardie tyd, toe hy dit uitgee, dit versprei dan nou daai leer in die voetnotas wat hy in die Bybel gesit het. Dit was die eerste van die Bybels wat verskyn het, wat ekstensiewe voetnotas gehad het, wat spesifiek dan nou hierdie leer ook weergee. Op die ouene is die toets daarvan, gaan kyk wat is die oorsprong van die geheime wegraping leer, en onmiskenbaar is die wortels daarvan gesetel in dit wat die Jesuïte ontwikkel het as 'n teenvoeter vir die reformatie, as 'n teenvoeter vir die identifikasie van die pausdom en die paus as die antichrist. Nou, party mense sê dat, jy weet, die antichrist is eers hier rondom die 1500s geïdentifiseer as die antichrist deur mense soos Martin Luther, Johannes Calvin en baie van die ander hervormers. Dis nie korrek nie, hy sal honderde jare voor dit, selfs lank voor Dante se tyd, lank voor die 1300s. Inteendeel, die eerste skriftelike verwysing na die paus as die antichrist mag, is gemaak deur 'n persoon wat van Reims afkom. Reims is 'n dorpie so omtrent 120 km noordoos van Parys, en die persoon wat daai identifikasie gemaak het was Arnulf. Nou, hy het daai identifikasie gemaak in die laat 900s, vroeë 1000s na Christus, by die konsilie van Reims, groot vergadering wat hulle daar gehad het, en vir die eerste keer kom hy en hy sê, as jy kyk na hoe hy optree, het ons genoeg gronde om te sê, maar die pausdom is wel die antichrist stelsel. Nou, vandaar af het dit al hoe meer gereeld gebeur. Ons sien Jan Hus het daai identifikasie gemaak 100 jaar voor Martin Luther. Martin Luther gaan dan nou baie verder in sy uitleg daarvan. Hy het ook 'n baie sterker Bybelse grondslag en motivering vir waarom hy dit sê, en daai siening is konstant gehou, letterlik van omtrent 1000 na Christus af, tot en met hier in die laat 1800s, vroeg 1900s, toe al hoe meer kerke begin sê, nee, maar weet jy wat, miskien moet ons wegbeweeg hiervan af, dit is nou nie meer regtig polities korrek nie, die Lutherane beweeg daarvan af, hulle misken die grondslag wat gelê is vir hulle as 'n Lutherse kerk, gebaseer op Lutherse leer ensovoorts. So op die ouene is die grondslag van die geheime wegraping leer, is juis Jesuïte leer, dis om weg te beweeg van historisisme af, en soos jy reg sê, die reeks wat julle in Oktober gaan aanbied, gaan juis baie duidelik uitwys wat die identifikasie is, wat die grondslag daarvan is, en dit is geanker in Bybelse profesie, in die boeke van Daniël en van Openbaring dan spesifiek. Ja, so as ons terugreflekteer daaroor, net ten slotte, daar's genoeg Bybelse gronde om te sê, dat hierdie 4 kernpilare van die geheime wegraping leer, dra nie grond, is nie suiwer in die Bybel geanker nie. Daar's genoeg gronde om te sê, daar's probleme met hierdie leer. Dit kom duidelik uit die geskiedenis uit, dat dit gegroei het vanuit Jesuïte leer, uit die teenreformatie uit, en dat dit 'n teenvoeter was vir die identifikasie van die antichrist, soos wat dit duidelik word, beide in die boek Openbaring
en in die boek Daniël. Baie dankie Eben, ek waardeer jou insette. Ek waardeer dat jy ingeskakel het. Philip, ja, baie dankie vir die geleentheid om ook my siening hieroor te gee. Ek het doelbewus besluit om nie te reageer op die ander kommentare wat daar was op Dani Botha se goed nie, maar om eerder te gaan kyk na wat die Bybel sê, want ek glo op die ou ende, ons geloof moet nie geanker wees in dit wat iemand sê, wat miskien 'n baie mooie stem het en mooi liedere sing ensovoorts, en ek het geen probleem met sy bediening enigsins nie, ek het geen twyfel in die opregtheid van sy geloof in Jesus Christus nie. Die lank en die kort daarvan is dat die opregtheid waarmee iemand 'n sekere siening aanhang, is nie 'n bewys van die geloofwaardigheid van die siening wat hy aanhang nie. Die enigste basis wat ons het vir die geloofwaardigheid van 'n siening wat iemand het, is die Bybel en die Bybel alleen. Dit behoort ons enigste fondasie te wees. So kom ons gaan terug, kom ons gaan kyk wat sê die Bybel, en as iemand miskien bietjie meer wil weet oor hierdie siening van my, ek het nou baie vlugtig deur dit gewerk en baie vinnig gepraat oor die geskiedenis daarvan, maar daar's 'n boekie beskikbaar daaroor, wat jy nou op die skerm kan sit, en dan is mense welkom om hierdie boekie dan ook deur jou netwerk aan te skaf, en hulle kan aansienlik meer inligting, meer detail daaroor kry. Dis 'n baie duideliker uitleg daarvan, en dis so 48 bladsye van dekblad tot dekblad, en ek dink dis 'n baie goeie bron om te bestudeer, om te sien wat sê die Bybel werklik. Is daar dan nou 'n wegraping, of dan nou 'n geheime wegraping? Al dan nie. Ek het nie 'n probleem met die term wegraping nie. Ek glo self daar gaan 'n wegraping wees, want die term wegraping beteken bloot net daai ontmoeting met Jesus Christus in die lig, en volgens 2 Tessalonisense hoofstuk 4 kan daar geen twyfel wees dat dit gaan gebeur nie. Ek glo net glad nie in die skeiding van die wegraping en die wederkoms nie, want spesifiek een van die aspekte van die Jesuïte leer is dat hulle sê, maar daai wederkoms aspek gebeur in 2 fases, en ek as individu verwerp alle Jesuïte leer, want die Jesuïte se grondslag was juis om die antichrist te beskerm. So, dankie weer eens, dit was goed om jou te sien, en ek sien uit na 'n volgende gesprek, miskien selfs 'n opvolggesprek oor dit wat ons nou bespreek het. Ja, ons sal heel moontlik weer 'n opvolg hê, en ons sal weer bymekaar kom, ons sal weer gesels daaroor. Dankie, ons gesels die volgende keer weer. Mooi bly. Ek wil nou vir julle sê wat vir my interessant is, en dis nou jammer, mense kan hom nie langer hê nie, maar ek ry nou tussen my en jou. Die gesprek wat ons het met leraar, en as hy vir ons agtergrond in dit gee. Dis amper asof hulle twee gekookus het en saamgespan het. Maar dit is iets wat ek vir julle wil sê, wat ek ondervind het. As jy mense mee praat wat Bybel georiënteerd is, dan kry jy nie uiteenlopende gedagtes nie. Efesiërs 4 vers 5. Een Here, een geloof, een doop. En dit is as ons uit een Bybel uitwerk, dan kan jy nie verskillende opinies hê nie. Die Bybel is nie vir persoonlike uitleg nie. Interessant. Ons het dieselfde onderwerp studeer, Ewen kom natuurlik uit die charismatiese agtergrond uit. Dis korrek, ja. Vir my was dit net 'n studie wat oor my pad gekom het in 1991, 'n artikel. Ons praat dieselfde taal, maar ons kry uit verskillende bronne. So dis nie een persoon wat met 'n persepsie na vore gekom het nie. Dis Bybelse bewys wat gedeel is die een met die ander, en soos verskillende agtergronde, verskillende benaderings tot die een slotsom kom, wys dit is hoe die Heilige Gees lei in die waarheid in. Hy sê jou in die volle waarheid lei. Dis die belofte wat die Here ons gegee het. En dis hoekom ek julle wil nooi, sluit aan by ons kanaal. Druk daai klokkie icon, want die 13 Oktober, ons gaan vanaf die 13 Oktober, dit sal ook lewendige uitsendings wees, soos hierdie een. So, en dan sal ons dit direk kan hardloop, en terwyl ons dit aanbied, die van julle wat nie persoonlik kan bywoon nie,
kan op die skerm, kan op jou eie TV, in die gemak van jou eie huis, deelneem daaraan. Ja, en dit sal baie van die onderwerpe wees wat ons bespreek het, baie meer in detail, dat ons meer beter kan verstaan en net breër. Ja, en ek dink ons is, Reino, kan ek vir jou vra om vir ons af te sluit. Ek maak so. Ons liefdevolle Hemelse Vader, Here, baie dankie vir die woord en dat ons die waarheid in die woord kan ontdek, Here. Wat ons kan beskerm teen soveel misleiding wat daar buite is. Here, ons wil ook spesiaal vir Daniel in die opdra, Here, wat nou met groot vraagstukke in sy eie persoonlike lewe sit, Here. Here, waar die fondasies van sy geloof dalk onder hom uitgeruk is. Maar Here, ons vra dat U hom sal versterk en dat U vir hom weer na U skrifte toe sal lei en dat U die woord aan hom sal openbaar. Maar Here, nie net hom nie, maar elkeen wat hierdie groot teleurstelling gegaan het. Here, en elkeen wat soekend is na U, Here, dat U vir hulle sal lei in die volle waarheid. Want U het gesê, die waarheid sal ons vrymaak. En ons dankie vir daardie voorreg, Here. Ons bid dit in die naam van Jesus Christus. Amen. Amen.